Suid-Afrikaners is baie lief vir 'n jag-ekspedisie en volgende gesels ons nou met Margolay Riekert van Help Jag en dan ook die sanger Adam Tas oor hoe 'n koolskoot in die jagveld kan help om jonger of liewer honger kinders te ondersteun. Baie welkom aan albei van julle. Baie dankie. Ek word omring deur mooi meisies vanmôre. Baie dankie. Ons is bly om jou hier te hê. Wat presies behels Help Jag en hoekom het julle dit begin? So Help Jag is eintlik een van Solidariteit Helpende Hand se vlagskipprojekte. Ons het dit so in 2018 het dit begin toe ons agterkom die finansiële hulp wat ons vir 'n ander projek wat Helpende Hand het, die kosblikkie projek waar ons finansiële hulp aan kleuterskole bied, eintlik nie meer genoeg is nie. Die nood word al hoe groter en ons het net besluit ons gaan iets anders moet doen en hoekom nou nie iets lekkers kombineer met iets goeds nie. So ja, ons het die Help Jag begin en dit is dan ter aanvulling. So ons versprei die vleis na kosblikkie instansies of ander behoeftige instansies en dit help dan ook om daai finansiële hulp aan te vul. En hoe werk die proses wanneer 'n mens nou gejag het en die stappe wat daarna volg? So wat ons doen is, ons is 3 ambassadeurs. Dis ek, natuurlik Bakkies Botha, wat natuurlik heel langer as ek is. Ja. Dit is moeilik om so met bakkies in die veld te staan. Elke tree wat ek gee, waar hy gee 1, ek gee 3. So dit is moeilik om so met bakkies te loop. En dan is dit Appel ook natuurlik wat betrokke is. En een keer 'n jaar gaan doen ons 'n jag, 'n bewusmakingsjag, waar ons vir die manne vra, as jy gaan jag, skenk net vir ons 1 ekstra bok, skiet 1 ekstra bok. En Margolay, hulle was so gaaf geweest om reg oor Suid-Afrika in samewerkingsooreenkoms met slaghuise te gaan. So jy gaan laai 'n bok by die slaghuis af en hulle verwerk hom vir ons en dan gebeur een van 2 dinge. Of ons gee die vleis vir die behoeftiges in daai gemeenskap en of ons verkoop die vleis want hulle kan nie net vleis eet nie, jy moet darm maar ook seker 'n bietjie broccoli ook kry. Ja. Met broccoli so lelik. Presies. Ons mag dit sê op TV nie. So die bokke wat geskenk word, hoeveel kinders word uit 1 bok gevoer of gemeenskapslede? Ja, so ons het so oulike navorsingsstudie gedoen. Byvoorbeeld 'n kudu kan vir 1 maand lank 40 kleuters voed. 'n Blauwille bees 80 kleuters. So as jy so min soos wat hy sê 1 bok skenk, kan jy regtig 'n groot verskil maak. En ek wil net byvoeg by Adam, ek dink wat die proses of wat die projek so volhoubaar maak is die feit dat Helpende Hand vreeslike sterk strukture het. So ons het streeksorganiseerders reg oor die land, ons het slaghuisvennote reg oor die land en ja, ons laai hom af en hulle versprei dit vir ons. So ja, met 1 bok kan jy regtig 'n groot verskil maak. Ja. Nou Adam, ek meen dit wil vir ons voorkom asof jy nou nie so 'n groot groenteeter is nie. Maar miskien moet 'n mens dalk net uitkom by waarom proteïene so belangrik is. Proteïene is die voedingsbron en wat jy in die veld kry. Daai bok het nog nooit in sy lewe 'n inspuiting gekry. Hy is nog nooit gedip of geenigiets nie. Dit is die gesondste vleis met die minste vet wat jy kan kry. En hy is geteel daarvoor. Weet jy, die boere van Suid-Afrika teel hierdie bokke om gejag te word. En hulle moet elke jaar, jou veld is net so groot. Elke jaar moet dit verminder word. So dit is 'n volhoubare ding wat ons kan doen. En om vir die manne te vra, skiet net vir ons 1 ekstra bok op die plaas. En dit kos so min, jy weet, as jy vat 'n springbok kos R1200. Skiet vir ons 'n springbok, man. As jy dit kan bekostig, skiet vir ons 'n buffel. Wat ook al jy kan bekostig en jou bydrae is op die einde van die dag. En ons voer 8000 kinders 'n dag op die oomblik met hierdie projek. En Margolay is aan stuur van sake, sy doen so goed daarmee. Baie lief vir haar. Dankie dat jy so goed doen, Margolay. Waardeer dit. Dis maar vir die kindertjies. Margolay, hoe het jy vir Adam en Bakkies en Appel by die projek betrokke gekry? Want het jy net gedink, okay, ek soek 3 ambassadeurs wat regtig hulle harte in hierdie projek in gaan sit. Hierdie is die 3 wat ek wil hê. Ek gaan vra en hopelik sê hulle ja. Ja, dit is nogal, hulle is regtig nogal handgekies en ek sê dit regtig nie net nie. Dit is natuurlik het ek ambassadeurs gesoek wat se hart dieselfde as ons is, wat dieselfde liefde vir kinders het, wat ook wil help en dit kan ek regtig sê. Die ambassadeurs is nie net ambassadeurs nie. Dis regtig hulle hart en siel is in hierdie projek. Ek kan 1 oproep maak en daar's altyd iemand wat my bystaan of my help of so ja, hulle is handgekies.
in 2018 het ons vir Bakkies en Adam genader met dit en hulle het nie eers geskroom om ja te sê nie. Ja. En so 2 jaar later dink ek het ons vir Appel gevra of hulle nie ook deel word nie. Ja, en nog nooit een oomblik spyt nie. Dis nou al 7 jaar. 7 jaar wat ons 'n pad met hulle Ek wil stap. net by sê Appel is altyd laat vir die jag. Hy kom altyd, Maar hy daag daarom op. hy dag op, maar hy's altyd laat. Appie, as jy kyk, hou op laat wees. Jy gaan ons in die moeilikheid kry, maar die tyd is besig om ons in te haal, maar ek wil ook graag uitkom by julle golfdae Ja. wat gereeld plaasvind. Wat tels dit? Okay, so net om te verduidelik dat daar eintlik 2 bene aan helpjag is. Die eerste gedeelte is dan waar ons vir jagters vra om vir ons vleis te skenk en dan natuurlik het ons 'n finansiële komponent ook. Want daai vleis wat geskenk of daai karkasse wat geskenk word, moet verwerk word en dit moet versprei word. So die golfdae en om betrokke te wees by Handtek soos die naweek is absoluut fondsinsamelings waar ons dan daai geld probeer opmaak om dan vir hierdie verwerking en hierdie verspreiding dan te kan betaal. So dit is dan nou die golfdae. Ons het op die oomblik 3 groot helpjag golfdae wat jaarliks plaasvind. Een in Woester in die Wes-Kaap, een in Pretoria en dan ook een in Kimberley wat ons dan saam met Creek Wildlife Group aanbied. Baie dankie Margolay, baie dankie Adam dat julle by ons aangesluit het vanoggend en alle sterkte vorentoe met Helpjag. Klink so 'n wonderlike projek. Onthou, julle kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Net hierna kuier Prop in die studio met sy nuwe enkelslid. Bly net waar jy is.